ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 261. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy enige van my boeke benodig? Ek dink spesifiek aan die boek wat interessant is, Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Is 'n A4 boek, maar hy so oor die 500 bladsye dik. Ek skiet tog 'n A5 boek, as ek gesê het A4, A5 boek. En 13 jaar se skryf en navorsing in daardie boek opgeskryf. As dit sou gebeur dat jy iemand aan die dood afstaan, is 'n baie goeie boek om vir so iemand te gee om berusting te kry en te verstaan wat gaan doodryk toe, wat gaan paradys toe, wat gaan hel toe, wat staan op as Jafashua kom met die wederkoms. Is 'n baie interessante boek. En nog natuurlik baie meer. So jy belangstel, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer 0722 367 gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos wat dit hierbo wys vir u. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is dit uiters belangrik dat jy na deel 1 toe gaan en van reg vooraf begin, anders gaan jy nooit die volle waarheid weet nie. Uiters noodsaaklik om in te teken, sodat jy die verskillende kennisgewing van al die studies wat ons doen kan ontvang. Deel die kontak met die vriende en die familie, en dit is lewensveranderend. Kan maar veiligheidsgordel of ons sê sommer 'n seatbelt saambring. Hier's 'n paar geestelike skokke. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir die begin van 'n nuwe week en 'n hele naweek wat verby is. Ek wil nie nalat om te sê dankie vir die bonatuurlike geleenthede wat u ons geskenk het om die saad, die bonatuurlike ewige lewe saad te saai in ywer en in afwagting. Ek wil by die saad wat gesaai was in die naweek dat dit sal ontkiem en vrug sal dra 30, 60 en 100voudig. Seën ons dan nou vanmôre as Jafiste bymekaar om wat ingestel is om te hoor wat u vir ons wil sê deur die geopenbaarde Ruach HaKodesh. Seën vanmôre se woord, geef ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike ore om te hoor wat u met ons wil deel. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en die Jafiste sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit vanmôre vir u groot seën gaan wees. Ons is nog steeds besig met die verborgenheid van die bonatuurlikheid van Jaffa, ons Elohim. Ons gaan aan waar ons opgehou het verlede week, Matteus 3 vers 13. Hy sê, toe het Jafashua van Galilea na die Jordaan, dis die Jordaan rivier, na Johannes die onderdompelaar gekom, om deur hom geonderdompel te word. Die 33 sê gedoop te word. Ons sê geonderdompel. Hoekom? Want doop kan jy sommer net 'n koppietjie water oor 'n ou gooi, dan sê hy's gedoop. Of 'n kruisie met water op sy voorkop maak, dan dink hy is gedoop. So Jafashua kom met 'n doel na Johannes toe, die onderdompelaar. En dit is hierso waar die bediening van Jafashua, die 3 jaar aardse bediening van Jafashua gaan begin. Hy sê in vers 14, maar Johannes het hom ernstig teëgegaan, hom dis Jafashua, en gesê, ek het nodig om deur u geonderdompel te word, en kom u na my toe? Jy sien, onmiddellik het Johannes Jafashua as die Messias vir Israel herken. As die verlosser, die saligmaker, die redder. Jy kom na my toe om geonderdompel te word. Dit het Johannes nie verwag nie. Hy het net kom preek, ek maak die pad reguit vir hom wat kom, wie groter, baie groter as myself gaan wees. Hy sê vir Jafashua, ek het nodig om deur u geonderdompel te word,
en kom u na my toe. Ek wil net iets hierso baie pertinent sê, is dat Jafashua het nie na Johannes die onderdompelaar gekom om geonderdompel te word, omdat hy sonde gehad het nie, omdat daar sonde in sy lewe was nie. Die Bybel sê, sondeloos, hy het nie sonde gehad nie, hy het sonde kom word, deur aan 'n Romeinse houtkruis te kom sterf. Want die Bybel sê, vervloek is hy wat aan 'n houtkruis sterf, né? Nou ja, hier kom Jafashua om wat te doen? Om selfs vir ons in 2025, in hierdie 21ste eeu, 'n voorbeeld te gee, wat moet gebeur met volwasse mense, en nie kindertjies nie. Want kindertjies is nie sonde nie. Ons het mos nou laasweek bietjie oor dit gepraat, né? Ek het nodig om deur u geonderdompel te word, kom u na my toe. Maar Jafashua het hom geantwoord vir hom gesê, dis vir Johannes die onderdompelaar, laat dit nou toe, want so pas dit ons. Wie is die ons? Is die Vader en Jafashua, so dat ons moet 'n hoofletter wees. En as jy spasie het, kan jy skryf en hakies, Vader en Jafashua. Maar Jafashua antwoord en sê vir hom, laat dit nou toe, laat dit gebeur. Want so, kyk daai so te aanhalingsteken in die 33, pas dit ons, om alle geregtigheid te vervul. So wat doen ek wanneer ek ongeonderdompel word? Of wat doen u wanneer u geonderdompel word in die naam van Jafashua tot vergifnis van die sonde? Alle geregtigheid word vervul. Ook in my lewe, in u lewe. Wat is die teenoorgestelde? As ek sê om alle geregtigheid te vervul, wat is die teenoorgestelde daarvan? Om die sonde te oorheers, want die ongeregtigheid is die sonde wat oor die mense heers. Waar kom dit vandaan? Dis die vloek wat Jaffa oor Adam en Eva uitgespreek het, toe hulle in die tuin van Eden was, eintlik oor Adam uitgespreek het. En dan het hy gesê, as julle van die boom van kennis van goed en kwaad eet, sal julle sekerlik sterwe. Om alle geregtigheid te vervul. Met ander woorde, laat die hele bonatuurlike plan van Vader Jaffa en myself, Jafashua, in geregtigheid, totaliteit, vervul kan word. Hierna het hy, dis Johannes, hom, Jafashua, toegelaat. Hierna het hy, Johannes, die klein hy, hom, Jafashua, toegelaat. Hy sê, kom laat ek hier onderdompel. Nou die Bybel sê nie vir ons hoe is Jafashua geonderdompel nie. Hy kon nie met die vergifnis van sonde geonderdompel word nie, want hy toe nog nie gesterf nie. Hy kon nie met die vergifnis van sonde geonderdompel word nie, want hy het nie sondes gehad waarvoor die Vader hom moes vergewe nie. Maar ons as mensdom in die laaste 2000 jaar het ook nodig wanneer ons geonderdompel word om in die naam van Jafashua tot vergewing van ons sondes geonderdompel te word. Ek wil tog sê, as u nog nie na my reeks gekyk het, besprinkeling en onderdompeling nie, besprinkeling of onderdompeling nie, gaan op die YouTube en gaan kyk na dit. Ek dink is so 10 uitsendings, so van 'n 3/4 uur 11. Maak u eie studie oor dit, glo my. Dit gaan soveel vir u geestelike lewe beteken. Ja, maar ek is al gedoop 3 keer, toe ek klein was en toe by die AGS en later by die gemeente van Christus. Maak nie saak nie, gaan kyk na dit wat ek vir u daar wys. Hy sê nadat Jafashua geonderdompel was, het hy dadelik uit die water opgeklim. Nou sê die 3 Susters kerke, die NG kerke en die ander klomp, nou sê hulle dat hy teen die kant van die wal opgeklim. Dit beteken hy het uit die water uit opgeklim, hy het teen die wal opgeklim. Want hulle sê Johannes het 'n koppietjie water gevat en dit oor hom gegooi. Jy sien waar die woord doop vandaan kom en waar die woord onderdompeling kom. Onderdompeling beteken baptiso.
to put in, to cover up, in te sit. As ek doop, kan ek my hande nat maak en iets nat spat, dan doop ek het. So hulle gebruik daai skrif, en hy, dis Jahweh, het dadelik uit die water opgeklim. By beteken opgestaan. Hulle moes eintlik, daai woord is verkeerd vertaal. Hulle moes hom beskryf het, uit die water uit opgestaan. Maar nou gebruik hy die woord opgeklim, teen die wal uitgeklim. Nee, opgeklim en uitgeklim is twee verskillende woorde met verskillende betekenis. So sê die Bybel, en met eens gaan die hemele vir hom, dis Jahweh, oop. Halleluja. En hy sien die Ruach HaKodesh van Jahweh, sy Vader, soos 'n duif neerdal op hom, en op hom kom. Kom ek lees dit. En hy sien die Ruach HaKodesh van Jahweh, sy Vader, soos 'n duif neerdal en op hom, dis Jahweh, kom. Dit was nie 'n wit duif soos wat die kerke ons probeer leer nie, kom van die vrymetselarry. Katholieke, wit duif is een van die embleme van die vrymetselarry. Hy het soos 'n duif. Was nie 'n wit duif nie. En dit was nie 'n duif nie. Soos die dag op Pinkstervure is gesien, Handelinge 2, soos tonge wat hulle verdeel, tonge van vuur. Daar was nie regtig tonge van vuur nie, soos tonge van vuur, wat hulle verdeel en op elkeen van die mense gaan sit het, en hulle het in allerhande tale gespreek. So, wat sien ons hier? En hy, Jahweh, sien die Ruach HaKodesh van Jahweh, sy Vader, soos 'n duif neerdal, op hom, Jahweh, en op hom kom. Soos 'n duif neerdal en op hom kom. Wat beteken dit? Dit het besit geneem van sy hele liggaam. Dis hierdie skrif in Matteus 3:16, wat ons môreoggend gaan behandel, wanneer ek die demonstrasie gaan doen, waar ons sien hoe dat die regterarm van autoriteit, Jesaja 53 vers 1 tot 8, in Jahweh geopenbaar gaan word. Halleluja. Hy sê, en daar kom 'n stem uit die hemele, wat sê, hy sê nie hemel nie, hy sê hemele. Hoekom? Want Vader Jahweh beslaan nie net een hemel nie, hy beslaan die hemele. En daar kom 'n stem, en ek wil in hakie sê, van Jahweh Almagtig, uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun. Dit, en hakie is Jahweh, daai my moet 'n hoofletter wees. My, Jahweh Almagtig, se geliefde seun. Daai geliefde, hoofletter G. En dan kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welba, hoofletter W, 'n welba het. Wat beteken die welba? Waarmee Vader Jahweh geheel en al tevrede is. Hierso word Jahweh voorberei vir sy 3 jaar aardse bediening op die aarde. En die eerste ding wat gebeur, is die onderdompeling. Om vir ons, wie verlore sondaars en heidene was, te wys wat moet gebeur met iemand wat wedergebore moet word. Johannes 3 vers 1 tot 11, waar Jahweh van Nikodemus sê, jy moet wedergebore word uit water en die Ruach HaKodesh, water en onderdompeling. En dis hoe ek sê, dis uiters noodsaaklik. Want kyk na my reeks oor besprinkeling en onderdompeling. Hier hanteer ek al die skrifte, want ek kan nou die skrifte wat jy vinnig opnoem almal, maar ek wil hê jy moet gaan in die skrifte gaan ondersoek. Soos in Handelinge 2, 36, 41, waar apostel Petrus die mense geonderdompel het, in die naam van Jahweh tot vergifnis van ons sonde, op die dag van Pinksterdag, waar 3000 volwasse mense geonderdompel is. 3000 nuwe Jahwiste word gebore daai dag. Wat 'n kraamgeval. Halleluja. Hy sê, daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun. Die ander plek waar ek hierdie selfde bewoording sien, is waar ek Jahweh met van die apostels
op die berg sien waar Moses en Elia saam met hom is en waar Petrus dan sê, kan ons nie maar 'n tent bou vir Moses en 'n tent vir Elia nie. Dan sê 'n stem uit die hemel presies dieselfde woorde. Hy verwys na Jafashua en hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Die Bybel sê ons op die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak in die Bybel. So 2 keer bevestig die woord. Dit is my, hoofletter my, die Vader Jaffa, sy geliefde seun, geliefde hoofletter seun Jafashua. Hoekom? Want hy daar in Hebreërs 1 vers 7 het hy gesê, hy het hom 'n naam gegee bo elke ander naam. Halleluja. Hy sê ek sal vir jou 'n vader wees en jy sal vir my 'n seun wees. So daar was hy alreeds die seun in die hemel toe hy gegenereer was. Maar hier op die aarde is hy in 'n vleeslike liggaam. Hy's nie in 'n bonatuurlike liggaam gebore nie. Hy was in 'n vleeslike, die bonatuurlike was in 'n geestelike liggaam. Maar die oomblik toe hy deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel word en die stem sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het, toe stort Vader Jaffa sy regterhand, Jesaja 53 vers 1 tot 8 in Jafashua sy lewe uit. Halleluja. Wat 'n voorreg. Ek is so dankbaar dat ons op 'n eenvoudige manier die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jafashua kan lees en verstaan wat daar sê. En hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Tot môreoggend, as dit Vader se wil is. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.